Vanoggend kom die woord uit Matteus 17. En ja, wat vir my so profound is, dat wat gehoorsaam was, wat gesê was, ek sê vir Pastor Bertram in Houston, my hele preek is klaar uitgeleg. Pastor, wanneer Pastor die woorde verander van hy som? Klaar uitgeleg. Die Heilige Gees het alles net so uitgesit. Pastor sê, ons praat nie asof ons guns gaan soekie. Ons praat van 'n plek van guns af. Klaar uitgeleg my preek, net so. En ek staan daar en ek dink myself, wat gaan hierdie in? Wat ek die woorde lees, ek sê myself, Heilige Gees, U is in die midde. U is in die midde. En sy nie kom op en sy nie skryf weer in lyn met die woord. Die Heilige Gees is heeltyd hier. Amen. En vanoggend is die boodskap. Wat my WhatsApp het, sal op my status al gesien het al, wat sy boodskap van ek het eraf, my status gepost. Die boodskap kom as die titel van Matteus 17 by baie van wat Engelse Bybels het, van die Bibelse Engelse salwing, amen. Dis 'n Engelse salwing, nee, in die Bybel, die opskrif waar staan, the transfiguration, né? Die Amerikaanse vertaling sê, die verheerliking van Jesus op die berg. Hy is die titel, slegs die kontras tussen bekom en openbaring. Dis wat ek die titel sal gee in die preek wat die Here vir my gegee het. Die kontras tussen bekom en openbaring. Nou, as ek julle nader mag bring, die vyand wil nie verhoed dat ons iemand moet bekom of meer bereik of iets moet word nie. Hy wil nie verhoed dat hy goed moet bekom nie. Hy sal dit vir jou gee. Want die vyand wil wel verhoed dat ons nie besef wie ons is. Ja man. In Genesis 3 en vers 5 sê hy vir Adam en sê hy vir Eva, eet die vrug en dan sal julle soos God word. Julle sal meer word. Julle sal meer bekom. Julle sal meer bereik. So hy wil nie verhoed dat hy nie die onderwyser moet word wat hy graag wil wees. Dat hy die boilermaker word wat hy graag nie moet wees. Hy wil nie verhoed dat hy goed moet word nie. Hy wil nie verhoed nie. Hy wil reeds hê hy moet meer bekom, meer bereik en meer wees. Heeltyd. Hy wil heeltyd hy hê. Nee, maar dit is wat hy gedoen het met Adam en Eva. Hy het hulle deceive om meer te word en meer te bereik en meer te bekom. Amen? Yes. En dit is nog steeds relevant vandag in ons lewe. Maar kom ons gaan eers na die skrif toe, gaan net 5 skrifte lees. Amen? Matteus 17 vers 1 sê, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, ek weet nie of hier so 'n persoon, sulke persone in die kerk is hier, amen, en sy broer, amen, en sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En Jesus het voor hulle van gedaante verander en sy gesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses Elia in gesprek met hom, met Jesus nou. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons hier 3 hutte maak. Vir U een en vir Moses een en vir Elia. Terwyl hy nog spreek oor dit 'n helder ligte wolk hulle metings en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Ek gaan verder lees en toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. Nou, soos ek gesê het, Satan het mense deceive om meer te bereik, meer te bekom en iemand te bekom. Amen. Kom ek bring julle nader wat die skrif sê. En wat Jesus op my sê is, hy sê Demeter die vyand het vrede gemaak met die feit dat hy kan nie die evangelie stop nie. Come on. Maar hy het besef hy kan die evangelie verdraai. Ja. So waar. Hy het besef hy kan nie die evangelie stop nie. Hy het besef hy kan nie die kerkdeure toemaak nie. Hy kan nie die kerkdeure toemaak nie, maar hy kan toelaat dat daar 'n verkeerde gospel aan die mense gepreek word in die kerk.
Né? En hy sê vir my, en Jesus sê vir my, ek vra hom, hoe bedoel die Here? En hy sê vir my die volgende, hy kan mense laat deceive om te glo. Die volgende, die ware gospel sê, Christus is in jou. Daar is nog 'n gospel wat sê, probeer soos Christus word. As 'n klein, fyn lyn, as jy nie Jesus ken nie, gaan jy nie verstaan die lyn tussen die twee nie. En dit is waar die transfiguration, die verheerliking op die berg kom. Transfiguration van Jesus kom. Dis waar het inkom. Ons spreek deesdae die buite 'n gospel probeer om soos Christus te bekom. Die Bybel leer vir my en vir jou, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Christus is in ons, leer die Bybel vir ons, as ons gedoop is en gesterf het saam Christus. En dis 'n gospel die buite wat sê, probeer om soos Christus te bekom. Wat die gospel is. Die gaan hulle nader bring. Is hulle nog hier? Die gospel die buite sê, bekom meer om meer te word, bereik meer om meer te wees, bou meer om te groei. As ek hulle nog naby kan bring, hoe wat sê die TV? Die advertensie sê, sy sal gelukkig wees as sy meer koop. Hy het die advertensie sê, as sy diska weet kry, dan gaan sy warmer kry. As sy die lotion kry, gaan hoeveel het sy mooiste is. As sy die spray kry, die antwoord die spray kry, ek kyk allemaal net so die pad diep. Die advertenties sê, as sy dit koop, gaan sy gelukkiger wees. Meer, beter. Amen? Die besige wêreld sê, sy sal waarde hê, as jy meer bereik. As jy 10 buildings het, gaan jou value op. Ek weet hoe wil nuus kyk of koerante lees, maar Elon Musk is nou die eerste persoon laasweek bekom wat 'n trillion is. Nee? En as gevolg van sy wealth, stuit die wêreld sy waarde opgaan. Nee? En dit is wat die besige wêreld sê. Die media sê die volgende, en ek was hier vasgevang. Ek was 'n victim van dit. Die media sê, sy sal belangrik wees as sy meer followers het. Meer bereik, meer word, beter bekom, die hele tyd. En dis wat Satan gedoen het met Adam en Eva. Eet die appel, of eet die vrug, en dan sal sy soos God word. God se kennis kry. Die vlees, ek was hiervan 'n victim. Amen. Die vlees sê, sy sal gesettel wees as dit nog een keer doen. Een keer is meer. Een keer is beter. Een keer is baie. Want met een keer, nou die duiwel vang jou nooit met 'n ketting, hy vang jou met 'n link van die ketting. Amen. En hy het vir my gevang met dit in die vorige lewe, amen. Met last. Hy vang my met last. En is 'n subtle gesprek wat ek met gehad het. 'n klein boodskapie wat hier gekom het, vang my met last. En as ons dink dat las kom net, of die duiwel kom net as 'n klein, 'n groot ou demon, gaan ons soos laat maak. Van in Genesis is die duiwel 'n serpent, maar in Openbaring is hy 'n dragon. So, hy gaan hom nooit disguise in sy grootheid nie. Hy gaan altyd disguise in sy kleinheid. Maar wat ek vir julle wil tuis bring is, voor jy die skrif toe gaan, is dat die wêreld preach die gospel probeer om meer soos Christus te bekom. Terwyl die Bybel sê Christus is alreeds in ons. So hy se kontras, en dis nie ook om my titel is, die kontras tussen bekom en openbaring. Amen. Nou as julle kan onthou soos ons gelees het in die woord, en is hulle nog hier geliefdes? Amen. Die woord sê dat Jesus en Petrus en Johannes en Jakobus het op in die berg gegaan. In vers 1, né? En wat daar gebeur het is dat Jesus het gebid en Moses en Elia het aan hom verskyn. En Jesus het van gedagte verander. Sê die Bybel. En toe vra Petrus vir Jesus, jy moet ek vir Moses en vir Elia vir jou hutte maak. En daar kom 'n ligte wolk, sê die Bybel, en 'n stem het uit die wolk het gespreek, die is my geliefde seun aan wie ek op welbaai, luister na hom. En hulle op die grond neergeval en hulle aangesigte
Ja. in aanbidding as 'n teken van aanbidding vir hom. Amen. Nou, soos ons paaste vir ons geleer het, gaan na die grondteks toe. Amen. Gaan na die grondteks toe. Nou, die Bybel praat van transfiguration. Dan moet net kies nie as ek verkeerd praat, jy moet nou om my. Amen. Nou, die Griekse woord daarvan is metamorphos. Wat beteken revealed in true appearance. Revealed in true appearance. 'n verandering wat innerlike heerlikheid of ware natuur openbaar, sê die skrif. Nou, as ons kyk in Matteus 17 vers 1, is daar iets besonderlik wat Jesus vir ons leer, of wat Matteus vir ons uitskryf. Hy sê, en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes se broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in eenheid saamgebid. Het was nie die ander 9 apostels. Het was hierdie drie. Net 3 persone. En ek vra vir Jesus, wat probeer u vir ons as jeug uitlaat vandag? Wat wil hy vir ons sê? En hy sê vir my, Dimitri, ek wil nie eens om vandag spreek om en nie te was sonde of enigiets. Die jeug moet weet wie hulle is. Die jeug moet weet wat in hulle is. En Jesus sê vir my die volgende, waar hy vir my hierdie sê, Jesus leer ons, wanneer jy verstaan wie jy is in die kingdom jeug, verstaan jy dit waarde, verstaan jy die waarde van grense, dan verstaan jy die waarde van boundaries in jou lewe. Dit is nie 'n sonde, dit is nie verkeerd om boundaries in jou lewe te hê. Die mense om as gelowiges of Christene wat vir jou laat glo, wat wanneer jy boundaries in jou lewe het, dat sy staan aan die kant van 'n afvallige Christen. Maar Jesus leer hier vir ons dat hy het vir Petrus, Johannes en sy broer Johannes en Jakobus saamgeneem. 3 mense wat hy op en hy kom leer vir ons is gesond om boundaries in jou lewe te hê. Want boundaries is die volgende. Boundaries are the fruit of character. Boundaries is die vrugte van iemand wat karakter het. Boundaries is die vrugte van iemand wat weet wie hy is. So as hy nie weet wie hy is, het hy nie boundaries. Ek gaan nou naby bring. Wat ek probeer sê is boundaries wag nie vir wie jy moet bekom nie. Boundaries bepaal wie jy is. Want wat jy toelaat in jou lewe gaan mense sien wie en wat jy is. Wat jy toelaat in jou lewe, gee jy toegang, gee jy autoriteit om jou boundaries te oorskeer. Amen. So baie van ons, weet jy wie ons is om nommer 1, omdat ons nie boundaries het. Ons het nie boundaries in ons lewe nie. Ons laat enige ding of enige ding in ons lewe toe en enige persoon in ons lewe toe om te kan spreek, te kan impact, te kan hande oplê, te kan jy weet dit. Ons laat enige persoon ons hande oplê. Enige een bid vir ons, enige een in ons self, want ons het nie boundaries in ons lewe. Amen. Enige een sê wie sy is. Enige een kan dan sê wie sy is. 'n Persoon met boundaries kan nie sy bang bid vir enige een. As ek jou nader mag bid. 'n Persoon met boundaries laat dit toe dat onbekende mense in sy huis kom en sy yskas opmaak. Ons moet lief op kos, maar ons hy toelaat. Nou hoe sê net soos as jy lief vir kos, maar begin lief raak vir jou lewe. Begin beskerm jou lewe met boundaries. Maar dit is wat Jesus hier gedoen het. Hy het boundaries in sy lewe gehad, want dit was die vrugte van identiteit, van karakter. Amen. Niemand laat enige een sy kar ry nie. Pastor Bertram, u weet ek kan nie ry nie, gaan u sit so my giet. Hy's 'n boundary. Hy's 'n boundary. En dit is wat Jesus vir my hier sê in hierdie skrif. Amen. Dat wanneer jy weet wie jy is, dan is jy boundaries in jou lewe. Jy laat nie almal toe in jou lewe nie. Jy laat nie almal spreek in jou lewe nie. Daar's boundaries in jou lewe. En baie van ons weet nie wie ons is.
want ons het nie boundaries nie. Amen. Dis wat Jesus vir ons hier sê. En dit is wat deel is van ons identiteit. Die waarheid sy. Die waarheid sy wag nie. Vir wie sy gaan bekom. Dit is al reeds in jou. Amen. Die waarheid sy is al reeds binne jou. Alle antwoorde of alle vrae wat sy het vir buitentoe is die antwoorde wat sy reeds binne jou het. Amen. Wat laat jou ding omdat jy vra buitentoe vra die antwoord is buite die wêreld. Matteus 17 vers 2 sê en hy het vir hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Jeug, wanneer ons lewe uit die kingdom uit van Jesus, dan word jou identiteit vir jou gegee. Wanneer jy lewe uit die kingdom uit van Jesus, dan word jou identiteit vir jou gegee. Sy kan nie nou pronouns kies. In die wêreld kies hulle mos I, my, him, they, sy, them, hulle. Nee, hulle kan mos sê buitekant. Hulle kies. Want dis wat die wêreld ons leer. Wanneer jy uit die wêreld uit lewe, dan moet jy jou identiteit kies. Maar wanneer jy uit die kingdom uit lewe, dan kies die kingdom jou identiteit vir jou. Hoe moet jy nadenk? Ek het weer sê, wanneer jy in die wêreld lewe, dan moet jy jou identiteit kies. Maar wanneer jy in die kingdom lewe, dan kies die kingdom jou identiteit vir jou. Ek kan dit met skrif op pick up. Die Bybel sê, julle is die lig van die wêreld. Die Bybel sê, julle is die sout van die aarde. Jy kies jou identiteit in die Bybel gee jou identiteit vir jou. Nou vraag jy jouself, ek voel nie soos die lig nie. Ek voel nie soos die sout nie. Dis waar die verskil kom. As omdat ons is gedeceive met die gospel, sy moet probeer bekom soos die lig. Sy moet probeer bekom soos die sout. Terwyl Jesus al die pad sê, sy is. Al lyk die koskaste so nie, al lyk die huise so nie, sy is. Al lyk sy nie so nie, al dra sy nie die klere wat speel so dat sy is. Sê die Bybel, die kingdom kies jou identiteit vir jou. Halleluja. Is free. Dankie Is Here. free. Dankie Die Here. kingdom kies jou identiteit vir jou. Jesus. As mense jou miskyk, sy is die sout van die aarde. Come on. As jy voel mense sien jou waarde nie, sy is die lig van die wêreld. Jou identiteit word vir jou in die kingdom gekies. Sy het nie sê oor jou identiteit nie, want sy is losgekoop met die bloed van Jesus. Sy behoort nie meer aan jou slaaf. Amen. Is hulle nog hier? Ja. Ek is die lig. Sy is die lig my vriend. Vers 2 leer ons dat glorie gaan nie oor om meer te kry nie. Dit gaan oor om meer te bestaan wat reeds binne jou is. Dit wat vers 2 vir ons leer. En Jesus het van gedaante verander. Sy volle heerlikheid was nou gereveal aan die 3 apostels, aan die 3 disippels. Nou, wat glorie vir ons hier leer is dat sy leer nie om meer glorie te kry nie. Sy begin net meer te verstaan wat nou reeds binne jou is. Come on. Dit is wat glorie vir ons leer. Paulus skryf die volgende en hy sê dat dieselfde gees wat Jesus uit die dood gekom het, lewe nou binne my en jou. So ons groei nie. Wat Paulus actually probeer sê is hy het nie die bietjie van 'n gees in jou nie. Sy het die volheid van God se gees in jou. Sy het die volheid van God se gees binne jou. So jy moet nie probeer bekom om God se gees te kry nie. Jy moet leef van 'n plek af waar jy God se krag al reeds het. Amen. Is julle nog hier? Wat actually gebeur in Matteus 17 vers 2 is die volgende. Jesus het nie bekom nie. Jesus het gereveal. Jesus het geopenbaar. Is al wat gebeur het. En dit is wat met ons moet gebeur. Come on. Alles wat God vir jou wil hê sal reeds binne jou geplaas. En alles wat sy van God af vra sal reeds binne jou geplaas. Sy moet dit nie bekom nie, sy moet dit openbaar. Want sy gaan nie weet is binne jou as sy nie begin te verstaan wie binne jou is. Jy moet begin groei en
en begin groei in die understanding wie in jou is. Jy moet begin groei in die understanding wie die Heilige Gees in jou is. Amen. Want jy moet nie bekom nie, jy moet openbaar. Amen. Baie mense preek die gospel nie buitekant, bekom dit, bekom die. Bekom is 'n woord wat praat van 'n toekomstige waarde. Dit praat van môre, dit praat van volgende jaar. Come on. As ons praat van faith, geloof, dan is dit in die nou. Come on. Geloof is nooit van môre. Ja. So moenie begin bid, Here ek gaan. Moenie bid asof jy into existence bring vir die toekoms, maar bid vir die nou. Yes. Want Jesus het al reeds binne jou geplaas wat hy van jou verwag. Come on. Come on. Here. Bekeer van die mindset van bekom. En bekom is 'n toekomstige waarde. Bekom dra 'n toekomstige waarde. Daai gospel van bekom is nie wat Jesus vir ons sê nie. Is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Paulus sê dat ek lewe nie meer, maar Christus lewe in my. Come on. Is jy 'n bietjie van Christus nie? Is jy volheid? Come on. Volheid, ja. En hy gospel van probeer bekom, probeer reach, Ja. is nie die gospel nie. Come on. Ons het die volheid van Christus in ons. Hallelujah. En ek dink een van die redes hoekom ons met die siekes kan hande oplê en gesond raak nie, is omdat ons bekom nog om soos Jesus te word. Ons moet nog bekom om soos Jesus te word. Ons sien nie meer die miracles in die kerke, in die paaie of in die strate nie, want baie Christene wil bekom om soos Jesus te word. Dan wil ons net moet reveal Just be. Come on. wie Jesus is. Weet al die movie Transformers? Yes. Almal het al gekyk. Nou die Transformers kan nie in iets transformeer wat hulle nie is nie. Ja. Bumblebee kan net in 'n kar verander want hy's 'n kar. Hy kan nie in 'n vliegtuig verander nie. Bumblebee kan net in 'n kar verander want hy's 'n kar. En dit is wat God van ons vra. As hy sê in Romeine 2:12 be transformed by the renewing of your mind. Vra nie iets van jou wat nie kan gebeur nie. Hy het al reeds in jou ingeplaas. Daarom vra hy van jou. Amen. Maak dit sin? Yes. God vra nie van jou iets wat jy nie binne jou het nie. Hy vra van jou iets wat jy reeds binne jou geplaas het. Die enigste rede hoekom dit moeilik vir jou is en hoekom jy uitgebrand voel is omdat jy doen dit uit jou eie krag. En jy doen dit nie uit die krag van die Heilige Gees nie. Wanneer jy dit doen wat God van jou vra, is sal dit baie minder moeite is. Come on. Baie minder moeite is. Just be. Ja. Wees net. Come on. Wees net. As jy nog nie gelowig is. Amen. Ek kan dit weer back met skrif so. Kolossense 2:9-10 sê, For in Christ, Come on. all the fullness of the deity lives in bodily form. And in Christ, you have been brought to fullness. Amen. Sure. And in Christ, you have been brought to fullness. Ja. Nie tekort nie. Ja. Volk, ja. Die woord bekom praat van 'n plek van bekort. Ja. Wat 'n bietjie wat nog gehou. Ja. Nou wil ze bekom, ze wil vol bekom. Come on. In Christ, Here, ja. and in Christ, you have been brought to the fullness. Yes. To the fullness. Ja, powerful. Volle boterham. Volle boterham. Amen. Wanneer God sê, be transformed, was dit nooit dat hy iets vra wat nie binne jou is. Hallelujah. Potensiaal word nie behaal nie, dit word reveal. Ja. Wanneer mense sê ek sien potensiaal in jou, sê dit nie wag vir jou of nooit, hulle sê dit in jou. Hulle sien dit in jou. Die woord, hulle sien potensiaal in jou. Nie buite jou nie, nie rondom jou nie, nie skynsel nie, in jou. Hulle sien die Heilige Gees in jou. Sure. Hulle sien power in jou. Sure. So hoekom wil ons 'n gospel preach van bekom? Ons kontradikte ons eie woorde. Sampe soos jy pas 'n butter is 'n potensiaal in jou, maar bekom butter. Ja. Dit maak nie sin nie. Nee, come on. Die volheid van butter is in butter. Dankie pastor. Amen. Amen. Jesus het nooit gesê bekom nie. Ja. Jesus het nog al die pad gesê bly in my. Ja. Dis die verskil wat Jesus gesê het.
Jesus het nooit gesê bekom nie. Jesus het nog al die pad gesê bly in my en jy sal vrugte dra. Ja. Die gospel van bekom of probeer om soos Christus te bekom is nie die gospel. Ja. Van die volheid van Christus is in jou as jy met Christus gesterf word. Come Die on. volheid daarvan. Sy moet dit groei in die understanding van wie die Heilige Gees is. Yes. Sy moet dit meer aware raak rondom die understanding van wat die Heilige Gees kan doen. Sy moet net meer aan die groei in die understanding van die discernment van die Heilige Gees eerste in jou eie lewe en dan in die wêreld. Sy moet groei in die understanding rondom die Heilige Gees, plain en simpel. Ja. Maar sy moet nie bekom nie. Die volheid van Christus sal reeds binne jou wees. Dankie Here. Die woorde van bekom praat van strijd. Ja. Ha. Die woorde van bekom praat van strijd. Kerk, ek het al depressed geraak van net strijd. Strijd put vir my uit van dag tot dag as ek strijd. Want strijd is jou eie krag. Ja. Strijd is jou eie mindset. Strijd is jou eie thoughts, is jou eie besluitings. Strijd maak jou moeg en dan sê ons, my moeg is moeg. Want sy lewe in strijd. Sy abide nie meer in Christus nie, sy lewe nog in strijd. En die wêreld leer vir ons strijd van die einde van die maand af tot die einde van die maand. Van die einde van die maand af tot die einde van die maand. Ons wag aan mekaar vir 'n pyp, ons werk vir 'n pyp, ons lewe vir 'n pyp, ons doen alles vir 'n pyp. Die lewe leer vir ons strijd. Die lewe het ons so afhanklik gemaak van 'n salaris dat ons selfs ons tyd met Christus, die abiding staan met Christus moet neglect. Wow. Want al wat ons doen is strijd. Ons wil bekom. Ons wil meer bekom om iets te word. Ons wil meer bereik om iets te word. Ons wil altyd bekom. Sure. Maar die gospel van bekom is die Jesus se gospel. As Jesus sê be holy, dan praat dit van abidance. Abide in Christus. Yes. Ons kan nie heilig bekom apart van Jesus nie. As hy sê be holy, dan praat hy van abide. Ja. Bly in my. Ja. Nie strive nie, bly in my. So nog hier? Amen. Mattheus 17 vers 4. Praat Petrus van hutte maak vir Jesus, vir Moses en vir Elia. En dit is wat baie van ons doen. Ons wil baie keer hutte maak. Petrus wil vashou aan die experience, aan die openbaring wat hy gesien het wat Jesus bekom. Petrus wil vashou aan die revelation wat hy gekry het voor sy oë. Petrus wil vashou aan die presence van God se Gees. Come on. Aan die volle glorie, aan die volle glorie van God se Gees. Hy wil vashou aan die encounter, aan die divine experience. Ja. En dis baie keer van ons wil vas aan 'n encounter, hoe ons Jesus encounter, dat ons hom mis en hoe hy nou na ons toe kom. Wow. Is dit nie Elijah wat hom so gemis het nie? Die Bybel sê Elijah het hom gesoek in die sak, in die wind, Ja. in die aardbewing. Toe kom hy na sagte stem. En dit is wat Petrus wil doen. Hy wil die moment capture. Hy wil die moment hou. Hy wil alles net vasgevang want hy is bang hy gaan nie weer so 'n moment kry nie. Come on. Maar hy nie weet nie vorentoe in die Bybel, vorentoe wie Jesus klaar. Die glorie wat hy nou sien gaan eens op 'n tyd binne hom kom. Come on. Amen. Wow. En hy wil capture. Want dit is divine, dit is groot, dit is bo sy verstand. Ja. Die heerlikheid van Jesus wat hy nou gesien het, is bo sy verstand. Want hy weet nie wat gaan gebeur. Is dat die Heilige Gees gaan binne hom kom rus. Ja. Die volheid van wat hy gesien het, gaan in hom kom woon. En as gevolg van sy impatience en sy onkunde en waar hy nie weet dat Christus weet nie, wil hy die moment capture en hy wil bly op een plek. Die Bybel roep ons van glorie tot glorie. En baie keer is ons so geneig om in een plek vasgevang te wees waar ons nog laas die Heilige Gees ge-encounter het, Ja. dat ons nie weg van hy plek af wil beweeg. Come on. Ons is gewoond aan een manier van die Heilige Gees encounter, dat ons nie weg van hy plek af wil beweeg. Ja. Ons ken dit van een manier van bid,
een manier van preek, een expressie van die Heilige Gees, dat ons wegbeweeg van die Heilige Gees en dan mis ons hom in die oomblik. Come on. Christus wou ons van glorie tot glorie. Sê die Bybel, diep call unto deep, roep daar, sê Dawid. God roep ons heeltyd na diepte in die understanding van die Heilige Gees. En dit is wat vir my uitstaan. By Mattheus 17 vers 5, klaar maar. Die stem die wolk sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae, luister na hom. As ons terug kan dink, was die presies dieselfde woorde toe Jesus uit die water het gekom. Yes. Nee? Dit was presies dieselfde woorde wat God gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae. En die Heilige Gees het soos 'n duif Ja. op Jesus se skouers kom rus. Soos 'n duif. Ja. Hierdie keer is dit maar net anders. Hierdie keer is dit maar net anders. Come on. Hierdie keer is die Heilige Gees in Jesus. Ja. Hierdie keer word die Heilige Gees deur Jesus reveal. Hierdie keer word die heerlikheid van Jesus, die heerlikheid van die Heilige Gees deur God reveal aan die mensdom wat hom nou sien. Come on. Maar laas toe die mensdom hom gesien het, het die Heilige Gees soos 'n duif op sy skouer gedaal. Maar hierdie keer kom die Heilige Gees deur Jesus en die reveal homself aan die apostels. Dis die verskil wat nou gebeur. Maar as woorde wat Jesus sê, wat hy nie gesê het in Matteus 3. Ja. As woorde wat Jesus, wat God sê, wat hy nie gesê het in Matteus 3. Hierdie keer sê God voor uit die wolk uit sê God, luister na hom. Weet julle hoekom sê God, en dit is so profound, maar Jesus my dit sê, ek het amper opgespring, toe Jesus my dit sê, dat die enigste rede, hoekom God hierdie keer sê, luister na hom is al manier, hoe ons die volle heerlikheid, soos Jesus, gaan openbaar. Dis al manier, dis al hoe ons die volle heerlikheid, soos wat Jesus met die heerlikheid openbaar op die berg, toe Petrus, Johannes en Jakobus hom sien, toe sê Jesus, toe sê God uit die wolk uit, luister na hom. Dis al manier hoe ons dieselfde heerlikheid gaan openbaar aan die wêreld aan buitekant. Dis al manier hoe ons die heerlikheid van Christus en die heerlikheid en die volheid van die Heilige Gees gaan openbaar by die werksplek, in ons familie, in ons huise, in ons strate, oral. Dis al manier hoe ons die Heilige Gees gaan reveal aan die mense, wanneer ons gaan luister na hom. Come on. Ja. Ja. Jesus, God wys hulle wat Jesus is. Hulle kruis, hulle besef nie, hulle gaan word so wat Jesus is. Maar al manier hoe om hy brug te oorklim, is om te luister na hom. Ja. En ons kan nie die heerlikheid van Christus reveal nie. Ons kan dit nie openbaar nie, want ons luister nie. Ja. Ons streef om te bekom, want ons besef nie wat binne ons is, want ons luister nie. So waar. Amen. Ons probeer om soos Christus te word, want ons luister nie. Ja. Ons weet nie Christus sal reeds voluit in ons, want ons luister nie. Amen. Al manier hoe ons jeug die volheid van Christus in jou en gaan reveal aan die wêreld, is wanneer sy luister na Christus. Ja. Dis al manier. Dis al manier. Ware groei lê nie in bekom. Dit lê in revelation. Ja. Dit lê in openbaring. Ja. Amen. Dit lê in openbaring. Die volheid van Christus is binne jou. Is binne jou jeug. Dit is binne jou. Maar al manier hoe sy die volheid van Christus gaan reveal aan die wêreld, is wanneer sy gaan luister na Christus. Amen. Kom ons staan. Ek gaan net vra dat die godsmanne, die deacons, die evangeliste, ons senior pastor en pastor Burton, die voel kom staan. Vandag het ons deception expose. 'n leuen, 'n valse lering van die gospel het ons expose. Maar selfs ook het ons die antwoord gegee
van die true gospel. En Jesus wil vanmorgen net jy moet reveal